Maar Nico, nou van zo'n studentenkar gepraat. Ik moet een aand nou moeite doen nog en vertel van mijn Plymouth Pieper. Wat is die een wat jij die ongelooflijke tomsmarte mee gaat? Heden toch. Daar die Plymouth het voor mij leer motor overal. Man, ach, Heden, was vertel nou. Arm nie. Ja, maar ik zal hem net zo'n stukje vertellen. In elk geval, waar ik nou van mijn leven mens geworden, het ons nou dan nou met die ou spaarbussies maar gespaar. En dan krijg je daarom hier, destijds was het 10 shillings of een pond of een half kroon en die wordt gespaard. En zo het ik toe uiteindelijk, ik zal het nooit vergeten, nie 103 pond. Is wat ik nou sterk is, maar nou is ik al lang als student. En toe kom Beatrice, dis nou my vrou. Sy kom toe 2 jaar na my. Toe is ons al 4 jaar gekies. Nee, 2. Maar in elk geval los daai rekenkunde uit. Nou kom sy ook universiteit toe en nou moet ons daar 'n kar hê. En ek vat Pretoria en ek het hom nou gestap van alle kante af. En daar kry ek 'n pragtige motorkar. Dis toe 1933 model Plymouth. Maar hy het net sulke ligte hier op die modderskerm, sulke groot blinkers. En nog so 'n rubberteks op die dak. Ja, nee, was dit nou die een wat achter hierdie extra rakkie gehad? Hy het so 'n roostertjie gehad. Ja, dit was jou hele laaiplek daar vir bagasie. 2 deur of 4 deur? Nee, dit was 'n 4 deur. Oh, nee maar dus. Maar zwaar op petrol, jong. Hy het daarom geloop 8 myl op 'n gelling. Maar toe de gelling nou 10 cent gekos om te. Ja, Maar dit toen is was nou 10 cent zwaar om die ander te krijgen. Ja, als en jij toen het nou- om een shilling genoemd. Ja. As jy nou met lae oktaan gery het. Die hoë oktaan was nou hier so 12, 13 pennies. In elk geval, ons kry daarom met die ding gery. Wragtig, daar kry ek die dol gedagte. Ons gaan nou die eind van die jaar nie met die trein weer Suidwes toe ry nie. Dit is te ver. Ons gaan nou met die kar ry. Nou soek ek tyres, want ek het net 4. En die Plymouth het 'n 17 duim rim gehad. Je kan hoor Jan weet wat hij praat. Dat is diep in. Nou kry ek uiteindelik in die hele Pretoria nog 1 tyre wat op hom pas. Dis ook 17 duim rim. Maar dit is so'n tyertjie. Kyk, die anders is nou sê nou maar so is dit nou white wall? Nee, wat sal jy 'n white wall 17 duim rim genoem? Maar in elk geval die ander is nou so 750 by 17. Hy is nou dik en breed, maar hierdie enetjie is so min of meer 550, 17. Dis so'n tyertjie, as hy onder die Plymouth is, dan staan hy so half soos 'n hond. Nou, dis nou die spaarwiel daar, he. Nou, met die 5 tyres sal ons deurkom. Jy ry ook stadig. Kyk, daai goed was maar soos 'n stoofgebou gewees. As jy met daai Plymouth by 40 myl per uur gekom het, sy speedometer het maar 70 myl gewys. Maar sy speedometer werk mos so. Ja. In elk geval, as jy met hom by 40 gekom het, papa, dan gaat hy daarom net so. Jy voel nou na val enige oomblik. Ja. Maar daar gaat ek toe. En ek overal die Plymouth. By Voortrekker te huis onder 'n jacaranda boom. Dit kos my, jy kan sê 'n jaar van my lewe natuurlik. Hulle het in die eksamen vir my bly wil niks gevra oor motorperde. Maar die ken ek toe. Ja. Maar ek overal 5 weke aan die Plymouth. Ek het die samp af en die bearings uit. Sit jy om die nuwe ringe? Nuwe ringe als. Ek kry nog by 'n ou ding wat jy die rif afsny, ek sleep die kleppe, alles. Maar jy doen mos goeders wat glad nie eers gedoen sal word in 'n ingenieurswerkswinkel nie. Ja. Doen jy daar onder 'n jacaranda boom. Nou in elk geval ons ry en ek gaan nou die storie hiermee sluit. Ons ry nou die namiddag laat hier weg en die ander ouens met die vinnige motors, dis nou vakansietyd toe. Hulle gaan môre vroeg op Appington wees en so nou reken ek is ons ook deur die nag ry. Maar ons het nou nog nooit die pad gedoen.
Dan sal ons nou waarskynlik sê die volgende middag deur Appington sleep en dan daardie aand ry ons as ek sover ek kan hou, ons slaap bietjie aandag môre is ons heeltemal aan die kant. Maar ek het nooit 'n papwiel mos nou nog op teer gehad. En hier ergens tussen Carleton, Willem Potchefstroom ry ek nog so. Herderste vader. En hier se lawaai. Toe dag ek is die agteras wat gebreek het. Ek hou daar stil toe sit gelukkig nou net die papwiel. Later 'n ding wat ek ook mee totaal my misreken het, is 'n kortsluiting op die ligte. Dag, daai ding is so flou, hy lig so. Jy ry kort oor hom. Later ry ek in die maanlig. Ja. Later ry ek in die maanlig. Hy lei so af dat as ek die ligte aansit, vrek die Plymouth in die ry. Hy het nie meer stroom. Maar sit jy toe nou daai klein wielietjie op? Ja, ek het nou die klein wielietjie, Ja. maar ek het hom nou voor opgesit, Ja. maar is 'n agterwiel wat pap geword het, toe rylik so, dat ek hom daarom Jy het toe voor. nou in daai agterkant glad nie eens 'n wiel nodig nie. Ek het eintlik nie 'n wiel nodig nie. En so gaan wikkel ons Potchefstroom in. Nou dis die peslikste ou plek vir 'n vreemdeling om te probeer deurry. Jy weet, ek het nou gedink 'n pad loop soos Keiserstraat aan, want toe jy ry suid in en jy gaan noord Dan uit. Potchefstroom jou vas. In Kerkstraat begin oos en hy loop wes uit. Ja. Nou ja, ek en Beatrice in die Plymouth, ek het nog 'n hondhoek op die kar gehad. Ons wikkel Potchefstroom se inkompad hier diskant in. Maar toe sit laat, toe sleep ons ook al hier by 12:30 uur. Aan ander kant uit. En ons ry nou nog so. Toe ek af van die teer af hier in die maanlig, want kyk ek het mos nou nie lig nie. Ek sit die lig aan. Ja, is nou grondpad. Ek dink nou ja, Dis hulle is maar 'n nou verlegging. besig. En nee, hulle teer nog aan die nasionale pad natuurlik. Dis wat ek dink. Nou ry ons op die grondpad aan, maar nou jy weet, daai Plymouth wikkel. En na ruk loop hy doodstil. En ek voel hy trek nou half swaar en ek sit hom oor. En ek druk nou nog so 'n entjie vorentoe. En daar loop die Plymouth staan. En ek klim uit en toe ek uitklim, toe trap ek so diep in die modder. Ek vat. Ek vat. Nou vat ek die flits, nou loop soek ek die pad. Later kry ek die pad. Nou soek ek weer die Plymouth. Nou kom haal ek die Plymouth. En ek kom by die ou paadjie. Nou verdwaal ek nie, want nou het jy nog die dorp se ligte mos daar. Nou ry ons terug Potchefstroom toe. Ek sê vir my vrou, ek sê jong nee, ons sal net daar en dan kry ons nou die regte pad. En ek loop maak daar 'n klomp draaie. En ek kry weer daar 'n straat met heller ligte. En ek vat die pad en na ruk op die sinkplaats. En ek ry aan en na rukkie trek die Plymouth swaarder en ek sit hom oor. En daar staan hy en ek klim uit. Trap weer in die modder. Toe is dit nou op 'n plek waar die pad nou draai sien. En hy is kaal, nou sien jy nie die pad. Ja. Ek sê nee, nou sê ek te moeg, nou slaap ons. Nou lê my vrou op die bagasie, dis nou gepak tussen die voorkussing se leuning en die agterkussing. Sy lê daar op, maar ek lê hier op die voorkussing, maar daai kar was net so wyd geweest mos. Jy lê soos 'n naamtekening omtrent. Die ander dag môre toe bekyk ek die spul, toe ek nou in 'n gronddam
van die inloopse kant af ingery. As ons 30 tree dieper gegaan het ek binne in die Damse water ingery wal toe. Maar in elk geval. Maar nou het ek met die ou Blerrie Plymouth amper so lank vertel as wat ek gery het. Maar jy sê Jy ry toe al jou tyres op net binne die pot. ja, maar ek sê nog sê dis dat jy kan dankbaar wees Pieter as jy jou gevat het. Net Wag,